Ons kyk na 1 Johannes 2, vers 3 tot 6. Ons gaan meer, omdat ons langklaas gekyk het na Johannes, kan ek net so 'n bietjie moet teruggaan sodat die mense die hele konteks kan verstaan. Hy sê hierso in, kom ons begin by van hoofstuk 2, eerste vers, skryf Johannes: My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Mag hierdie sy woord sien. Kom ons bid. Vader, help my as die dienskneg om, Here, die spreekwoordelike leeu oop te maak, want die woord is en sal homself verdedig. Seën dit wat ek sê, nie omdat dit ek is nie, maar omdat dit u woord dit sê, en ek bloot net die mense vestig op dit om te lees wat geskryf staan. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. So ons is steeds besig, en ons gaan 'n redelike tyd besig wees met die eerste algemene omsendbrief van die apostel Johannes. Hy het 'n titel. Min mense wat hulle self apostels genoem. Ek weet vandag om almal, elke Jan rap homself 'n apostel en 'n profeet en ek weet nie wat alles nie. Die apostel Johannes skryf vanuit die gemeente of van die dorp, stad Efese, en hy skryf dit nie net vir die mense in Efese nie. Hy skryf dit vir almal, alle Christene in daai tyd. En dan was nie meer apostels oor dit was net die apostel Johannes, was die laaste van die 12 apostels. En Paulus die 13de buitengewone apostel wat die Here besluit het om te roep. Nou, ons weet, as ons die skrywe lees, as jy die hele boek ken, sal jy weet dat hy heeltemal oorbluf, ontsteld, verward is. Waarom gelowiges na amper 100 jaar, want dit is die einde van die eerste eeu, waarom val mense terug na nuwe leringe, moderne leer, wat die apostels nie geleer het nie? En glo my, vandag is dit dieselfde. Mense, kerke gaan na ander leringe wat Jesus nooit geleer het nie, die apostels het hulle nie geleer nie, maar tog begin hulle hierdie nuwe goed aan kerke te leer. En die mense sluk dit in, jou van die Engels, hook, line en sinker. Sluk hulle hierdie nuwe leringe in, 'n modernisme soos die gnostisisme aan die einde van die eerste eeu. Dis 'n modernisme, 'n ander evangelie. En veral na die verwoesting van die tempel in 70 na Christus deur keiser Titus, is 'n ander Jesus verkondig. En die groot sondaars daar was gnostisisme. Daarom sê hy sê in die einde, sê dit in 1 Johannes 2 vers 19, dat die kerke word in daai tyd as gevul met sogenaamde Christene. As jy kyk na 2 vers 19 wat ons vorentoe weer gaan raakloop, sê hy, hulle het van ons uitgegaan, dit is die gnostici, maar hulle was nie eintlik van ons nie. Want as hulle regtig van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom. God moes dit aan die lig bring, dat hulle nie almal van ons is nie. Nie almal wat kerk toe gaan is Christen nie. Nie almal wat kerk toe gaan is gered nie. Nie almal wat Jesus aanbid is gered nie. Want mense moet altyd vra, watter Jesus aanbid jy? Aanbid jy die regte Jesus, of is dit 'n Jesus wat ons in ons gedagtes opmaak? En dan, ons hou van hierdie Jesus. Hy pas goed by ons aan, dan gaan ons hom aanbid. So is daar ook vandag baie van ons uitgegaan. Hy sê, hulle is nie meer met ons nie, want hulle, as hulle van ons was, hulle by ons gebly by die oorspronklike lering
van die geskrifte. Baie interessant vandag, kan ons dit ook doen, is 'n toetssteen, Matteus 24 vers 12. Dit is 'n preek wat die Here Jesus op die berg van Olivet diskors, en noem dit iemand Olivet diskors. Wat hy sê, in een van die tekens van die laaste tye, sê hy, and their love will wax cold. In the last days, people's hearts will wax cold. Dis ek dink die King James van dit so stel. Mense se harte sal verkoel in die laaste dae. Maar daar's 'n probleem. Ek glo baie mense in kerke, in sogenaamde Christene, nominale Christene, se liefde kan nie regtig verkoel nie, want hulle liefde was nog nooit warm van die begin af. Hulle het nog nie daai stadium bereik waar hulle liefde so stomende vuur vir God is nie. Wat hulle net vir ons gelees het. Dit is die eerste en belangrikste gebod. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Niemand het daai stadium bereik nie, maar hulle sit tussen ons en dan voer hulle ander Jesus in en dan verlaat hulle ons. Dis wat gebeur met die gnostisisme. Ongelukkig is dit so. Baie mense het nog nie warm geword nie, so hulle harte kan nie regtig koud word. In hoofstuk 1 vers 8, en ons het daarna kyk verlede keer, hier sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Hy praat hier met die gnostici. Mense wat oorspronklik deel van ons was, maar nou nie meer deel is van ons nie, want hulle het van ons uitgegaan. Maar nou sê hy eintlik vir hulle, as julle sê julle het geen sonde, in die konteks bedoel dit nie 'n algemene sondige lewe en dan die mense is in elk geval nie eens deel van die liggaam van Jesus nie. Hy skryf vir mense wat oorspronklik deel was van die kerk in Efese en buite. Hy sê, as julle sê dat julle geen sonde het nie, wat is die sonde wat hier in die konteks eintlik bedoel word? 'n Valse Jesus wat julle gaan volg die gnostici. Ek hou van die Engels, die Engels is seker baie beter as myne. Hulle praat van die woord gullible, naïef. Baie mense in kerke sit daar naïef. Hulle weet nie wat die hart van die evangelie is. Hulle kan nie onderskei. Net soos die mense in die tyd van Johannes nie kon onderskei nie en gesê, ons doen nie sonde nie, ons glo nou Jesus is een van die pantheon van gode en ons is reg. Ons aanbid ook Jesus. Die vraag is, watter Jesus aanbid ons? Daarom sê hy, as ons sê, hierdie sin is bedoel op die gnostis, die mense wat mislei is deur gnostisisme, as julle sê julle het nie sonde nie, is die waarheid nie in julle nie, en later sê hy, en julle maak God eintlik tot leenaar in vers 10, as julle sê julle het nie gesondig deur dit te doen nie. Want mense dink, ja, ons is soos die Jehovah's, ons is soos die Mormone, ons is almal dieselfde, ons gaan almal hemel toe, so Rooms-Katolieke, ons gaan almal na dieselfde plek. Dis New Age. Dis New Age. Gnosticisme, 'n radikale vorm van gnosticisme is New Age. Almal gaan op die ou end hemel toe. Nou sê hy, as jy gesondig het, ons het 'n voorspraak by Jesus. As jy wel gesondig het. Nou sê mense, dis 'n lisensie om te sondig. As ons kyk na my kinders, 2 vers 1, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. Johannes sê, julle wat geval het in misleiding, gnostici geword het, ek skryf hier, ek sien julle nog steeds as deel van die kerk, maar ek skryf aan julle dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig nou, ons het 'n voorspraak by die Vader Jesus Christus en die regverdig. Nou sê mense, dit bedoel nie so, as ons praat met almal in die mense in die wêreld en mense in die kerk, as jy gesondig het, ons het 'n voorspraak. Dis nie die konteks nie. Die konteks is vir hulle wat geval het vir misleiding, wat nie meer deel is van die kerk nie. Skryf Johannes hierdie brief ook. Hy sê, as julle gesondig het, as julle dit bely, as julle gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader Jesus Christus die regverdig. Kom terug na die ware lering van die apostels, kom terug na die skrifte toe, kom terug na wat God sê. En dan is hy 'n versoening vir ons sondes. Ons kan applikasies maak, sê dit praat ook, maar dit word naderhand 'n lisensie om te sondig. As ons gesondig het. Ek skryf aan julle, sê hy, dat julle nie moet sondig nie.
En as iemand gesondig het, nou sê hy, dit gee vir ons lisensie, so ons gaan net links en regs aangaan soos ons is in sonde. Hy verstaan, die Here sal verstaan. Hy verstaan ons is sondaars en ons het 'n versoening. Nee, moenie skrif misbruik nie. Hy sê vir die mense wat gnostiseer geword het, hou op sondig. Natuurlik sê hy ook vir ons hou op sondig. Dit weer klink in ons eeu. Hou op sondig. En as jy dan tot inkeer kom, God is 'n voorspraak. Jesus sal 'n voorspraak vir julle doen by die Vader en sê, kom terug. Hy vra vergifnis. Hy bely dat hy weggeval het na 'n ander geloof toe. Kyk vir my asseblief na Jeremia 5 vers 30. Onthou, na die wysheidsliteratuur in die Bybel kry ons Jesaja en dan Jeremia. So as jy nie weet waar Jeremia is nie, gaan Psalms toe dan die 5 boeke, die Hooglied van Salomo, en blaai 'n bietjie vorentoe, kry lang Jesaja, nog 'n groot profeet wat hulle noem Jeremia. En Jeremia verduidelik wat gebeur het in Jeremia 5. Jeremia onthou Jeremia is 'n man van klaagliedere, né? Ek ken Jeremia, daar's 'n boek ook van Jeremia, klaagliedere, wat ons almal bekend is van ons. Ons is ook mouners baie keer. Veral ek is 'n baie groot mouner. Miskien skryf Jeremia ook vir my. En wat Jeremia hiersoos die mense, die Jode van aankla, want hy doen 'n aanklag teen hulle. Hy ween oor hulle sonde en hy sê Jeremia 5 vers 30, 'n ontsettende, of jy kan sê ontstellende, afskuwelike ding het in die land gebeur. Waarvan praat jy, Jeremia? Die profete profeteer vals. En langs hulle is die priesters. Hulle voer mag uit. En die mees ontstellende van hierdie gedeelte, en my volk wil dit so graag hê. Hulle soek dit. Hulle wil dit so graag hê. Ek hou van die Engels sê, and they love it so. My people love it so. Wie love hulle? Die vals profete en die vals priesters. My volk wil dit hê. Maar wat sal julle doen aan die einde daarvan? Einde daarvan is verval in 'n ewige verdoemenis. Soos vandag ook, the people love it so. Paul Washer het 'n gesegde wat hy sê, these false prophets, wat ons vandag het saam met ons, dis baie, oral nie, selfs in die NG Kerke en die hervormde kerke sluip hulle in glo my, ek ken mense in die NG Kerke, 'n nuwe lering wat nie in die Bybel is nie, wat hulle uit konteks kan gebruik. Mense asseblief, ons gaan kyk na die American Gospel weer. Want dit ding kom van Amerika. En alhoewel ek hou van Amerika, hou ek nie van hulle lering. Hulle lering voer valse, my people have it so. Vanuit Amerikaanse evangelie gaan dit na Nigerië. En van Nigerië kom dit Suid-Afrika. Glo my, ek was 13 jaar kapelaan. Ek het beweeg tussen die kerke in Katlehong en die Oosrand. Ek weet, die meeste mense, they love it so, die American Gospel. Wat vir jou enige ding in jou kop kan spin, en dan glo ons dit, maar ons gaan nie terug na die geskrifte nie. Wat Jeremia sê, kom terug na Moses se geskrifte, kom terug na die profetiese, kom terug na die wysheid. Moenie luister na ander mense nie, konsulteer wat hulle sê. As jy dit dan wil luister, vergelyk dit wat die skrif sê. En een ding wat die mense baie skuldig is aan, is konteks. Want hulle sal een versie vat uit die Bybel en hulle sal 'n teologie daaroor vorm. Sien, die Here het dit gesê. So dit moet, nou kry jy 'n vals priester en 'n profeet vir ons Jeremia, wat daai ding vat, hy voer hom in die kerk uit, en dan begin hulle teologie en 'n kerk vorm oor dit. Ons het gnostisisme is baie lewendig tussen ons, tot vandag toe. Mense val, en hy is so lief vir dit. En dan kom jy waarskuwing vers 8, wat 'n herhaling is, of 10, wat 'n herhaling is van 8. As ons sê dat ons gesondig het, as u val vir hierdie leringe en u begin dit te beoefen en te glo en te praktiseer, roep Johannes ook tot u vandag, soos in die einde van die eerste eeu, en sê, kom terug. Bely dat dit verkeerd is, dit is sonde.
Dit is 'n sonde. Want jy sien, Christus word hier aangeval, hy is een soos die Gnostisisme, hy is een van die pantheon van gode. Jesus is nie die enigste woord van God, hy is een van die gode. En dan leer hulle al hierdie nuwe wetse goed wat hulle in Amerika leer. Texas Bible Belt, al daai goed stroom in Suid-Afrika. Die YouTube stroom in Suid-Afrika. En mense so lief vir dit. Sê Paul Wasser, these false teachers, soos Kenneth Copeland wat ek by naam kan noem, Word of Faith, is God's judgment upon those who go and listen to. God gebruik daai mense, valse leraars om jou te straf, omdat jy verder na hulle wil gaan luister. Want hulle streel die oor, hulle vertel vir ons mooi dingetjies. En as net Copeland, dis hele Word of Faith, gaan kyk op Google, wie val onder Word of Faith? Vir my soos pes. Vir my soos pes. En dis 'n ander Jesus. Dis 'n Jesus wat in die hel gemartel is. En ek weet nie wat 'n ander twak nie. Maar net so sê Johannes, as julle hierdie ding glo, julle mislei julleself en die waarheid kan nie in julle wees nie. Want daar teenoor staan 1 Johannes 1 vers 9. Wat sê Johannes vir die mense wat uit die valse leringe uit moet kom? Hy sê, bely julle sonde. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. Bely die sonde. Want as ons nie bely die sonde nie, sal ons nie daarvan gered word nie. Want dit is 'n ander Jesus as in die 66 geskrifte. Dit is die New Age Jesus. Die New Age is gebou op Hindoeïsme, as jy dit nie weet nie. Of Hindoeïsme is gebou op New Age. New Age, wie ook al mekaar aansterk, hulle loop saam hand aan hand, vrolik die wêreld in en vergiftig die wêreld met 'n vals leerstelling. En ek kan nie anders as om dit aan te spreek in die kerke, want ek weet jy luister ook na YouTube en julle word gevang deur dit. Kort voor lank praat Johannes ook met u, as u sonde bely, God is getrou en regverdig om u daardie sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te red. Want dit gaan eer homologie, die bely dit verkeerd is, sê Johannes 1 vers 9. 1 Johannes 1 vers 9. Hier kan ek net so kortliks toelig oor Hindoeïsme en New Age. Ek weet jou Peer weet van dit. Ek het ook so familie van Kaal wat ook in die New Age is. Hindoeïsme is daar geen sonde nie. Gnostisisme, die tyd van Johannes is daar nie so die term sonde bestaan nie. Want dit is karma en dharma. Die regte, jy moet in die regte kaas kies. As jy jou dharma, jou duties, jou geestelike diens reg uitvoer, die dharma, sal jy, as jy dood is, in 'n hoër siklus ingaan. 'n hoër. So jy kan word 'n kokkerot in hierdie lewe. As jy dit jou dharma reg is, as jou werke reg is, jou duty reg doen, word jy die volgende padda, dan kan jy die kokkerot eet. En as jy reg is, dan sterf, so gaan jy deur siklusse van lewe, jy kom terug dan van 'n kokkerot na 'n padda, na 'n slang toe wat die padda eet, van die slang af gaan jy op die ou end word jy iewers along the line word jy 'n siel. In India of in die wêreld word jy 'n siel, want jy het jou dharma, jou duty reg gedoen. En dis karma. Dis jou lot, jou bestemming. Want ons wil almal graag Brahma beeste word. Heilige koeie. Ons het die gesterkte mense weet nie wat hulle van praat van heilige koeie. Dit kom van Hindu af. En die koeie is heilig daar. Want jy sien, hulle is die hoogste. Hulle is die volgende. Hulle volgende stap is nirvana. Gaan into word niks nie. Jy word deel van die yin-yang, van die onsigbare, onsigbare God. Jy word 'n koei. Jy moet mooi kyk na die koei, want dit gaan jou dharma verbeter, jou duty verbeter, sodat jy in karma kan ingaan. En nirvana. En as jy nirvana is, as jy niks nie, jy is deel van God. You wafted away. You become nothing. En dis waar hierdie dinge begin het. New Age. Dis waarna die Word of Faith vandag vir ons verkondig. You are little gods, so you see. You're not supposed to be sick. You're not supposed to suffer. Supposed to be poor, because you are little gods. And you can speak things into existence. So hulle steel sommer Christus se eer ook in die begin was die woord en die woord was by God. So ons het nou die mag om dinge te spreek. God is jaloers op sy eer. Dat hy sê ek het die wêreld geskaap. Ek het 6 dae gehad om dit te skaap.
soek hy nie ander mense wat saam met hom spreek nie. Jy kan nie saam met hom spreek nie. Hy spreek alleen. As hy wil doodspreek, spreek hy dood. En mens kan niks daaraan doen. Ons het nie die mag nie, ons is nie gode nie. En dis wat New Age vir ons leer. Ons is almal gode. Jy moet dit net besef. Gnosticisme, the divine spark. Dit moet realiseer in jou. Jy moet weet jy is God. Jy kan hierdie dinge doen soos Christus dit gedoen het. So, want Jesus is maar net after all een van die gode. So ons kan dit ook doen. Nou sê Johannes vers 9. Bely julle sonde. Erken julle sonde. Bekeer julle van julle sonde. Kry berou oor sonde. Ons het daar gaan nie in detail herhaal nie, die bewustheid moet ons hê van wie God is en ons eie sondigheid. Almal het gesondig en ontbreek hulle aan die heiligheid van God. Paulus in Romeine. Almal het gesondig. Ons moet berou hê oor ons sonde. Belydenis hoofstuk 1 vers 9. Homologeo, stem saam. Homologeo, stem saam met God. Ons is sondig. Here, ons verdien nie dood. Ons verdien nie hel. Ons erken dit. Ons is nie gode nie. Ons moet nie bewus word dat ons self gode is nie. Nee, ons is nie bewus. Ons is die teenoorgestelde bewus. Ons is sondig en ons is op pad na 'n verdoemende hel toe, omdat ons God se woord 66 boeke weerspreek. Alle is hoofstuk 2 vers 1 kragtig en 'n pragtige gedeelte wat hy sê, as ons wel afgedwaal het van die waarheid af, en die waarheid nie in ons is nie, ons het steeds 'n voorspraak. Jesus die advokaat. Jesus, die Engelse praat van the defense attorney. Wie is hierdie defense attorney? Jesus Christus die regverdige. Hy sal ons saak by God beplei. Hy sal voor God gaan staan as ons hoëpriester en sê, Vader, vergewe hulle. En hy sê, hy sê nie vers verder as hy is 'n versoening nie net vir ons sonde nie, maar ook vir die van die hele wêreld, of vir twee. Hy is 'n versoening vir die. Dan sê mense, dit beteken alle mense gaan gered. Nee, dis nou weer die noos, weer New Age. Dis weer Gnosticisme. As hy sê hy is 'n versoening vir ons sonde wat bely, dis die voorwaarde bely, bekeer, berou. En dan in die konteks kry hulle voorspraak. En hy is 'n versoening Elasterium, die versoendeksel idee wat ons al gesê het, die hoëpriester gaan eenmal in 'n jaar, Yom Kippur, gaan hy binne die voorhangsel in, en dan sprinkel hy bloed van 'n onskuldige dier op die ark se versoendeksel. Dan word die volk se sondes vergewe. Wie? Die volk. Wie is die volk? Die Jode, die konteks Jode. Hulle sonde word versoen. Nie die res van die wêreld. Maar nou dat Jesus gekom het, is dit nie meer nodig om bloed te besprinkel op die deksel nie. Wat gebeur nou? Jesus se bloed is gestort nie net vir die Jode, maar vir die hele wêreld. Daarom moet ons uitgaan na die hele wêreld toe en hulle gaan versoen met Jesus Christus, omdat hy sy bloed vir hulle gestort het. Daarom is hy versoening vir die hele wêreld se sonde. Nou dit is die basis 1 waarop soos ons op 2 bene staan. 1 voet wat ons op staan is ons verhouding met God. Dit gaan oor ons verhouding met God. Het ons nie gesê in 1 Johannes 1 vers 4 en ons skrywe sê Johannes on behalf of all the apostles en ons skrywe hierdie ding aan julle sodat julle blydskap volkome kan wees. Julle moet hierdie dinge weet. As julle is versoen met Christus, julle blydskap moet volkome wees. En dit is nou waar Marietjie se agterkleinkind Kara kom van die woord blydskap, Kara. Want in Grieks is dit die Kairos, so die mense in die gereformeerde die XP, dis nie XP, dis Kairo, dis die Grieks Kairo, wat vandaan kom. Jy het gesien nou by die kerk, ek dink jy was ook in die X en die rou, Kairo. Nou sê julle Kairo, of julle met hierdie nie, skryf dit sodat julle blydskap, julle Kairo, volkome kan wees. Die woord plereo, waar ons die woord die New Age gebruik die woord pleroma. Ja, gehoor van pleroma?
Pleroma beteken iets wat vol word, soos 'n glas wat jy vol water gooi net daar waar hy amper vol is, daar's God. Dis plek. Dis volkome sodat jy blydskap kan amper oorstroom van blydskap. As jy hierdie dinge weet, sal jy hierdie regte pleroma, wat die gnostisie vir die mense in die kerk geleer het, nee, jy kan nie, jou blydskap kan nooit volkome wees nie. Jy kan eers hierdie stadium bereik, wanneer jy erken dat Jesus een van die baie gode is. Jy sien, daar's baie weer na God die Vader toe. Al het God gesê, deur Jesus gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand, Griek, dubbel negatief, niemand kan na my toe kom behalwe deur my seun nie. Sê mense, nee, verstaan nie, Jesus is een van daai. Shame, arme Jesus, hy was so in 'n dwaal gewees. Dis tog 'n arme man dat hy nie eens weet dat hy mislei is homself nie. Want hy is maar net een van die gode, want agter hom staan die monark, die groot geestelike God. Dan sê Paulus vir ons in Kolossense 2 vers 9, wat ook teen ons, interessant, Paulus in Kolossense praat ook van teen die gnoste. Hy skryf die brief teen die gnostisisme. Nie net Johannes aan die einde van die eerste eeu, hy het dit al hier by 60 alreeds, was dit 'n probleem gewees. Want Kolossense 2 vers 9 sê vir ons wat? In hom, wie is die onderwerp? In hom, Christus, dit reg? Lees jy dit saam met my? In hom woon die pleroma van God liggaamlik. In him, Jesus Christ, dwells the fullness, the pleroma dwells in Christ. Alles wat God is, in liggaamlik is in Christus. Ons soek nie buite Christus nie, want dit is 'n verkeerde Jesus wat ons soek. En dan sê Paulus ook in 2 Korintiërs 4 vers 6 wat ook relevant is. Ek het nog nie vir jou gevra om ons 2 Korintiërs 5 vers 21 enigste in volle te kom memoriseer nie. Maar as u een goeie vers wil memoriseer wat u laat verstaan wat die teks sê hy hier, want God wat gesê, wie het gesê? God, dat daar lig uit duisternis, voor die skepping was daar nie duisternis, maar daar dieselfde God wat gesê, daar moet lig uit duisternis skyn, sê Paulus. Dis hy, dis dieselfde God, dis nie ander God. Dieselfde God is hy wat in ons harte verligting gee. Wat die gnostisie was oor verligting. New Age is oor verligting. Wat in sy lig in ons harte skyn. Wie is die lig? Christus. Om vir ons wat te gee, die lig te gee, die kennis te gee en die heerlikheid van God. En waar vind ons dit? Die vers sê daar. In die aangesig van die Here Jesus Christus. Kan ons 'n ander weg soek? Kan ons sê Jesus een van die weë, is daar behalwe, soos my niggie sê, daar's nie net 66 maar 82 boeke wees in die Bybel. Die 66 boeke is all sufficient, is al genoegsaam tot ons redding en openbaring van ons Here Jesus Christus. Ons het geen ander inligting of toelichting nie. As mense vir hier konversies uit konteks indruk, gaan na die konteks van daai hele hoofstuk of daai vers oor, dan verstaan jy die konteks. Jesus is alleen die pleroma, daar is nie 'n ander pleroma nie. En dit maak ons blydskap, ons Kairo, ons maak ons volkome. Dis die eerste kragtige stelling wat die apostel Johannes maak aan sogenaamde Christene tot vandag toe. Draai terug. En ons almal het sonde, ja, in die konteks ons sê direk praat hy met die gnostisie, nie met ons nie, maar sekondêr praat hy met ons van weergalm deur al die eeue vir 2000 jaar, weergalm dit. Ons is so moeilik om van troetelsondes ontslae te raak, is dit nie. Ek wil nou nie op tone trap nie. Ek glo elkeen van die wat hier sit het 'n troetelsonde. Soos 'n klein katjie wat vertroetel. Pragtig ou. Ons het sonde wat ons vertroetel. En sê, dan is raak ontslae daar. Raak ontslae. Ons ken die konteks wat Jesus gesê het, as jou oog jou laat struikel, wat doen jy? Jy gooi hygiene en jy versorg jou oog en jy kyk wat. Jesus is radikaal, Matteus 5, pluk uit hy oog. Vir jou beter om met een oog in die hemel in te gaan. By Java, deur al jou oë sal jy. As om al twee oë in die hel te beland.
Jesus gebruik die woord nogal hel, Gehenna, nie doderyk. Jou hand jou laat struikel, wat? Kap hom af. Is dit wat Jesus doen, ons moet vermink deur die lewe gaan? Nee. Die konteks is, as iets 'n troetelsonde is om jou vashou, dan is dit die valse lering van gnostisisme. Raak ontslaaf. Is dit 'n TV is wat ons laat struikel, gooi weg die TV en slaan hom stukkend voor hom weggooi, dat arm mense, gesê het, as hoop nie dat TV optel en ook in die sonde val. As dit 'n selfoon is wat ons laat struikel, raak ontslaaf van die selfoon. Is dit nie beter om sonder 'n selfoon te wees in die hemel in te gaan, as met inligting en kommunikasie in ons kop in die hel te beland? Die Here is nogal ernstig as hy sê, hou op sondig. Nie net vir die los te sien, vir ons ook, hou op sondig. Raak ontslaaf vir die sonde. Ek is so dankbaar, in Australië het hulle ons nou gesê, kinders onder 16 mag nie aan sosiale media deelneem. Wonderlik. Miskien Suid-Afrika sal dit nie doen nie, hulle sê jy nog voer met verkeerde inligting en pornografie en mense, as ons weer die selfone soek, asseblief, ek gebruik self sosiale media. AI sal vir u goed opdis wat hulle dink jy in belang stel, en daar sal insluit pornografie en verkeerde verkondiging van die Here Jesus Christus. Want AI stem nie saam dat Jesus die enigste weg, die waarheid in die lewe is nie. Hy sal Mohammed eergee, hy sal ander gurus eergee, maar hy sal nooit Jesus Christus, AI sal nooit Christus erken as die een. Daarom vers 3 en vervolgens, en ons gaan stilstaan by vers 3, terwille van hy sê, wie sy gebooie bewaar, en hieraan weet ons dat ons hom ken as ons sy gebooie bewaar. Stop net hierdie vers, dit is belangrik om hierdie vers te verstaan, voor ons aangaan na die gebooie. Wat is die gebooie wat Johannes hier bedoel? Want hy was toch saam met Jesus gewees al die tyd. Want ons staan nie net met ons fellowship, gemeenskap, koinonia, is ons geloof gebaseer, ons is deel van Christus, maar so wat? Het stop nie dan. Waarna toe dit lei? Dat ons sy gebooie bewaar. En dis hoekom ek gevra het, Lenet, wat sê Jesus is die gebooie? Wat is die samevatting van die gebooie? Jy moet die Here, en dit kom in Deuteronomium 30 ook, wat die Here sê, ek sal julle harte besny, soort Deuteronomium 30 vers 6, wat ons al van tevore gepraat het, ek sal julle harte besny om my lief te kan hê, ek sal julle in staat stel om my lief te hê. Iemand het vanoggend gebid, ons kan nie God lief hê nie, dit sit nie in ons broeke, ekskuus vir die plat term, dit sit nie in ons broeke om God lief te hê nie, jy kan God nie lief hê nie, jammer om dit vir jy te sê, jy kan hom nie lief hê nie, behalwe as die Heilige Gees daai liefde in jy hart bewerk. En baie sê, how I love Jesus, maar hy bewaar nie sy gebooie nie. Het Jesus nie gesê, as julle my lief het, Johannes 14 vers 15, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Wat is sy gebooie het ons na gekyk? Matteus 22, wat hulle net vir ons gelees het. Want alleen die Parakleet kan liefde vir Christus en God in ons harte bewerk. Geen ander manier nie. As jy sukkel om God lief te hê, en daar is baie wat eerlik sal wees. God hou van eerlike mense. Hy sê, Here, ek kan U nie lief hê. Ek kan U nie, dit is nie in my om U lief te hê nie. En dis die eerste en die belangrikste gebod van Jesus. Dan moet jy vra vir die Vader om vir die Gees te gee, deur Jesus se Gees te gee, om hom lief te hê met die hele hart, siel, krag, verstand. Maar die groot punt wat hy praat hier van gebod, ons het verlede keer gesê die woord agapao, is 'n werkwoord vir agape, kom 46 keer voor in 1 Johannes, 46 keer. Hy praat nie van Philadelphos, filantropos, liefde vir ander mense in die natuur, en Philadelphos, liefde vir broers en susters. Die woord wat Johannes oor en oor gebruik is agape, agapao, werkwoord. Julle, hoe moet ons God lief hê? Ons moet hom agape. Kan ons dit doen? Nee. Is die Parakleet gestuur? Want Jesus het gesê ons moet God lief hê.
dan moet die Heilige, weet ons het 'n gebrek aan die Heilige Gees in ons. Miskien werk die Heilige Gees nie in ons nie. En ons het al gesê die 6de sola, solus spiritus sanctum. Hoe kan ons God lief hê? Solus spiritus sanctum, deur die Heilige Gees alleen, slegs net die Heilige Gees. Want agapao is nie 'n baie tegenwoordig sê agape beteken 'n onvoorwaardelike liefde en dit beteken dit. Agape beteken 'n goddelike liefde wat alles saamvat in liefde, selfs vir sy skepping. Hy alleen kan agapao. God alleen kan agapao. Nou kom hy deur Johannes sê julle moet agapao. Julle moet nie liefde emosionele. Julle moet mekaar lief hê uit die hart uit. En so sy gebod bewaar. Maar ek sê dit weer eens, baie mense sit in kerke wat nie lou geword het of koud geword het, en dit was nog nooit warm van die begin af. Hulle dink hulle is warm, hulle dink hulle ken die Here, maar hulle ken nie die Here nie. So hulle liefde kan nie wax cold nie, dit is onmoontlik. Anderstens in die laaste 4 dekades, interessant om Willie is nogal goed met geskiedenis. Ek sit my verluister na hom, na hom toe gaan, wat hy verduidelik van die geskiedenis. U weet dat vandat Jesus opgevaar het, 30 jaar, het die grootste vervolging begin onder Nero. Domitianus het hom opgevolg. Die eerste 40 jaar tot die einde van die eerste eeu is duisende Christene doodgemartel. Was dit nodig om daai Christene te sê, julle moet die Here, julle God lief hê? Was dit nodig om dit? Ja. Jy sal mos nie jou lewe af lê as jy nie lief is vir God en Christus. Daarom praat hy in hierdie deel nie baie van julle moet God lief hê. Hy sê julle moet sy gebooie bewaar en sê julle moet mekaar lief hê. Die woord mekaar gebruik Johannes oor en oor en oor. Agapao, nie mekaar Philadelphos nie. Julle moet mekaar soos God lief hê, goddelike liefde. So hierdie Christene het waarskynlik wel Philadelphos gehad, maar hulle moes ontwikkel na agapao toe, en om te ontwikkel na agapao toe het jy die Heilige Gees nodig. Vir die dieptes van God ondersoek. Julle wat aantekening maak, kyk gerus as jy eendag die prent kan kry op Netflix of waar ook al. Prent se naam is Silence. Wie het al gehoor van Silence? Dis 'n 2, ek weet baie van julle het nog nie gekyk nie. Gaan kyk dit. Los die ander flieks, gaan kyk. Jy gaan kyk na Silence. Ek weet nie of jy van dit weet nie. 2 uur 41 minute, maar jy moet genoeg popcorn en coke hê. Jy gaan lank sit. Dit wys vir ons wat agapao op uitwerk. Dus alhoewel dit Rooms-Katolieke priesters is, maar ons praat van 1670. Die hele verhaal in sy konteks hoe Japaneese wat wreed was, selfs in die Tweede Wêreldoorlog, wrede Japaneese, Christen-Chinese gemartel het. Kan nie verstaan nie, binne in China is daar 'n hart vir God. Binne in die Christendom, 'n vurige hart vir God. Die Chinese Christen. Want soos hulle uitgemoor is en gemartel is, want hulle wys nie van die prent, ek gaan net 2 tonele aan. Een van die tonele bind hulle Chinese Christen in laagwater diep in die see vas aan pale soos 'n kruis, maak hulle vas en dan staan die Japaneese en kyk terwyl dit hoogwater word en hoër word, die water hoër word. En as dit hoë gety is, verdrink hierdie Chinese Christene in hulle in die see. En die Japaneese keiser is so bly. Op 'n ander toneel hang hulle 'n Chinese Christen onderste bo met sy kop onder die grond, sodat hy nie kan sien nie. Dit is donker. As jy jou kop onderste bo hang, van jou voete onder, is dit 'n plaat oor, dis nag, dis donker. Maar hulle los dit nie daar nie, hulle sny 'n klein gaatjie in die stedelbeen. Dan druk hierdie persoon hom uit. Vir 'n paar dae. 'n Marteling. Ek kan nie die ander iemand dit self asseblief kyk, Silence. Maar dit kon hierdie priester nog hanteer as hy self gemartel word, want hy is ook gemartel, in hokke gesit. Hy kon nie eet nie, voedsel van hom onthou, sy parish, die mense in sy gemeente van hom onthou. Hy was tevrede as hulle hom gemartel het. En ek sê weer, en dink jy, daardie persoon het God lief?
absoluut. Jesus sê, salig is die wat vervolg word ter wille van my naam, want aan hulle behoort die koninkryk. Ons weet nie, jy weet nie of die koninkryk aan nie gaan behoort nie. Sien die ander kant, ons hoop en weet, maar as jy gemartel word, oor 10 jaar, deur 'n regering wat totaal en al kommunisties is, mag die Here dit verhoed. Gaan jy die prys kan betaal? Of gaan jy kan vashou en sê, maak my liewer dood. Maak my liewer dood. Ek glo nie. Baie mense sê, yes, ek sal sterwe vir die Here Jesus. Vader, jy weet ek sal vir Jesus sterf. Dan sê ek, kom sukkel jy om so vir my te lewe. Jy kan nie vir my lewe nie. Hoe gaan jy nog vir my sterf? As jy nie eens vir my kan lewe nie. Ons weet nie wat dit is nie. Om sy gebooie, die eerste gebod te handhaaf om te sê, ons het U so lief, Jesus. Agapao ons. Christus agapao ons mede-gelowiges. Ons sal enig geopende deure vra om ons te kom wys ook 'n verhaal van kommunisme baie jare terug wat ouers gevat het en hulle die ouers se kinders voor 'n oopgestote loopgraaf gesit het en dan vir die ouers gesê het, as julle Jesus nie verloon nie, skiet ons julle almal dood en julle kinders gaan in die graf beland. En wat het die ouers gesê? Nee, dit is my belangriker. Dit is my belangriker om my kinders se lewens is my baie belangriker. Toe draai hulle om te sê hulle ouers kom staan julle hier. Kinders, verloon die Here Jesus Christus of julle ouers sterf. Wat het die kinders gedoen? Dis 'n ware verhaal. Gaan lees dit eendag. Iewers in die annale van geopende deure sal jy dit vind. Altyd geweier en sê neem ons lewe. En die kommuniste het hulle afgemaak, die kinders en die ouers in die oop loopgrawe en hulle net toegestoot. Nou, so passievol is kommunisme oor Christene. Het ons daai agapao, dink jy hierdie kindertjies en ouers is hemel toe? Dit is 'n stupid vraag. Natuurlik is dit. Dieselfde Christene in Johannes se tyd is nie nodig om hulle te sê hulle moet God lief hê nie. Julle het God lief, maar asseblief laat die Heilige Gees agape liefde in julle werk. Volstaan met Matteus 5 vers 10. Salig is die wat vervolg word vir my naam, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Hulle hoef nie geleer te word om God lief te hê nie. Hulle het God klaar lief. Mag die Here ons help. Ook die wat na die video luister. Ons draai weg. Weer eens van die skrif af. Ons draai weg van die 66 af. En ons aanbid Jesus. Ons moet self gaan kyk, watter Jesus is dit wat ons aanbid? Ken ons hom, want as julle my lief het, sal julle my julle sal my ken. Julle sal my ken en die Heilige Gees sal in julle werk om my te ken. Mag hierdie inleiding tot 3 wat deel is van tot hoofstuk 6 onthou. Mag die Heilige Gees dit in ons harte skryf. Ek skryf, sê Johannes aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. Ek skryf aan julle vaders, ek skryf aan julle kinders, ek skryf, hou aan skryf. Later in die hoofstuk praat ek van ek hou aan skryf sodat julle kan weet, sodat julle blydskap kan hê. Want in alles lê blydskap. Is dit nie? Alles wat God sê, ons moet bly wees. Dit is nie 'n suur opgeblaasde wrede God. Ons sonde is dit wat wrede is, soos by die nagmaal sê, nie? Want Jesus moes geslag word as man. Sy slagting is ons skuld. Maar steeds het God ons so lief dat hy wil hê ons blydskap moet volkome wees. Bly dit vol wees. Mag die Here vir ons help. En ek kan sê, dit is hier praat ek om kwak. Dis ook reg. Mag die Heilige Gees, wat ook al belangrik is, in die harte skryf vandag om die regte Jesus lief te hê. En om regtig te gehoorsaam. As julle my lief het, sal julle my gebooie bewaar. Nee, afsluit. Ek kan bid, maar ek gaan daarna ek die ware afsluiting doen. Wil jy bid? Kom staan hier voor en bid jy hart vir al die mense. Dankie Here.
ons harte opgemaak het om na die medies te luister. Laat ons God prys en verlief hê tot die einde van ons siele en ons lewens. Laat ons hom bo alles sit en hom nie verloon of laat sterf weer in ons harte. Laat ons hom lief hê tot die einde en dankie vir Dominee Jesus preek. Laat wat hy sê in alle mense se harte. Amen. Nou gee ek vir u 40 sekondes op die meeste. U praat self met. As die Heilige Gees in u werk, praat u. Hoor wat ek Giselle gebid? Dat ons verlief mag wees. Dis lief. En God soek om begeer ons liefde, agape liefde. Is 30 sekondes genoeg vir u om vir die Here net sê net iets vir hom. Don't just stand there, say something. In die hart, sag in die hart, en dan gaan ek vir ons afsluit. Vader, mag u woord nie ledig terugkeer nie. Nie wat ek gesê, wat geskryf staan. Mag, Here, dit vrug dra tot verheerliking van u Seun Jesus Christus, vermenigvuldig 100-voudig, sodat u in alles verheerlik kan word. Ons niks kan word nie, u alles kan word in ons lewens. Skyn die lig deur ons in Jesus naam. Amen. So gesê, voordat die afsluiting